Lucia lees. Hallo liewe leesertjie, vandag lees ons 'n boektersstorie Samosas, geskryf deur Matthew Khalil met illustrasies deur Subi Bossa en ontwerp deur Jessica Janusz, ook vertaal deur Anita van Zyl. Kom lees saam. Ouma Rabia se kombuis is Amir se gunsteling plek. Hy is versot op die speserye, die geure en die sisgeluide. Amir wil leer hoe om ouma se beroemde samosas te vou. Is samosas vierkantig? Nee, lag Amir. Is hulle rond soos sirkels? Nee, ouma, hulle is driehoeke. Hulle sing die samosa liedjie wat ouma Groetjie gesing het. Sny die aartappels in blokkies, sny, sny, sny. Strooi die speserye oor, strooi, strooi, strooi. Vou die samosas, vou, vou, vou. Amir doen wat ouma doen. Vou die deeg een keer, vou die deeg 'n tweede keer. Skep dan die vulsel in, vou weer, plak toe en sien daar. Maar Amir se samosas lyk anders. Hulle is nie driehoeke nie. Ek weet nie eens watter vorm hulle is nie. Maar hulle is nie dieselfde nie. Ek gee op. Dinge hoef nie altyd dieselfde te wees nie, Amir. Soms is dit juis die verskille wat die verskil maak. Oupa Farouk kom in en vat een van Amir se anderse samosas. Kraak. Hierdie samosa smaak vorentoe. Sien jy nou, jou anderse samosas is 'n treffer. Vat 5. Van daardie dag af, sny, 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 strooi, strooi, strooi en vou, vou, vou Amir. Nes ouma Groetjie se ouma Groetjie. Sy samosas is dalk effens anders, maar hulle is steeds beroemd. Hoeveel vorms het jy gesien? Fluit, fluit, die storie is uit. Maatjies, hierdie storie leer ons dat alles nie perfek hoef te wees om spesiaal te wees nie. Soms is dit juist die klein verskille wat dit uniek maak. So wees trots op wat jy maak en wees altyd jouself. As jy van die storie gehou het, druk die duimpie, deel hom met jou maats en volg ons vir nog lekker stories. Sien jou volgende keer saam met Lucia lees.